Hallo jullie, dit is Kobus Isel en Kruiskiet. Welkom. Kom jij. Kom mij. Kom. Ik ben stijf. Trek. Au. Wat van ik? Ik ben zo stijf. Ik mag niet. Zijn aan het kijken of Ja! Ik ben stijf van die oefeningen. Hoe kan ik toiletpapier? Ik ben stijf van die oefeningen. En die oefeningen moet sier en ik kan niet meer erg oefenen. Zou je kijken? Stomme, neem mijn arm! Maar, niet mijn raak niet, oké? Nee. Ik ben moeilijk. Nee, los maar. Ja. Oké, goed. Kom ons los. Hallo. Ja, wat doen jullie? Ik ben stijf. Kom eens hier staan. Heel op. Ik ben stijf. Oké, goed. Maar, zeg je, ik bully me. Oké. Hij wil dit bij. Kom eens hier staan. Ik heb het geoefend en alles. En ik heb het geoefend. En nou is ik zeer en ik wil niet meer oefenen. En ik is moedeloos. Oké, maar je moet aanhou oefenen. Ik meen, die stuur op de story en dan kom je stuur weer bij en dan oefen je weer. So je krijgt jy kry stories wat jy nie gaan styf wees en dat jy moeg is. Jy kry selfs dae dat jy moet oefen en dan is 'n slegte oefendae. Dat jy voel net dis so moeilik om te oefen en jy's so moeg en jy's so lus nie. Dat is elke dag. En dan nee man, en dan ander dae is dit weer lekker en dan voel jy ek het weer lekker geoefen. So, dis net om dis net 'n fase net deurdruk en aanhou. Moenie moedeloos raak nie. Kan het niet. Okay, so kom ons nou vat nie aan konyn nie want dis seer. So luister hierso ons moet dat moet ons doen. When your legs are tired, run with your heart. Hou on nou. Ja, is nie ja, okay. Keep on keeping on. Ja, so hou aan nou. Moenie moedeloos raak nie. Hou aan. So ons is besig met wat? Met die? Amazing reis met jou spieren. En spierspieren. Okay, goed. Amazing reis by die huis. Dit is 'n amazing reis. Ons het nou al ver gekom. Kyk, ek dink ons is al hierso, ons is al aan die einde van Julie. Kyk, glo. Tyd gaan vinnig daai. So nou, hier ons kon nou tot punt dat ons regtig nou moet nie deurdruk en aanhou. Al voel ons moeg en seer en Ik heb het raak oor die. Okay, so ons is op 'n amazing reis en ons moet dink aan ons afrigter. Wie is ons afrigter? Jesus! Ja, okay. Jy stop my ook. Okay, maar nou, kom ons doen dit meer in chas. Ek gooi dit net ek. Kom ons doen in chas. Oeh. Wie is ons afrigter? Dit is Jesus! ja. 3 koud. Jy stop my daar. Okay, goed. So, hier is 'n belangrike ding. Jesus is ons afrigter in die amazing reis want hy het klaar die pad gehardloop. Hy het klaar deur die pad gegaan, deur al die dinge gegaan. Okay, hier is die ander ding, né? Jesus se pad is baie moeiliker as ons pad. Want op die einde van die dag het hy in die kruis gesterf. Onthou jy daar in die tuin toe hy gebid en het gevra, Here, Vader, as dit U wil is, laat die lydingsbeker verby my gaan, maar as dit U wil is, dan sal ek dit nog steeds doen. So, dit was moeilik. Dit was baie moeilik. Maar hy het aangehou, al is dit moeilik, en hy het deurgedruk tot die einde. So, ons moet dan sy voorbeeld volg. So, al raak ons dan nou moedeloos, beteken dit al sleg, ek het al 'n slegte dag of 'n afdag gehad. Ja. So, beteken dit 'n slegte dag of 'n afdag of spiere seer, maar ons moet nie moedeloos wees en tou opgooi nie. Ons moet aanhou. Anna. Ja, ons moet aanhou. Okay, goed. Keep on keeping on. Dankie Kobus. Goed, dankie. Okay, so 1 Petrus 2 vers 24 tot 25 sê vir ons die volgende. Dit sê dit is tot van Jesus. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. So, hy het vir ons sondes gesterf aan die kruis. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. So, die seerkraai wat hy ons deurmaak aan die kruis het gemaak dat ons kinders van God kan wees, dat ons gered het en ons is nuwe mense. Okay. Julle het inners 'n skate rondgedwaal en nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle. Dis nogals mooi, né? Ja. Ons is
as ons die skapies wat voor ons Jesus geken het, dat daar in die veld rondgedwaal het, ons gedoen waarheen gaan ons nie. En so kyk ons herder, en nou die herder kom en hy roep ons met mekaar, en hy wys ons was die lekker gras en die lekker water, en hy kyk mooi na ons. So, ons is nou deel van die familie. Dis goed, nou. Ja. Jy moet smile, dan is goed, smile vir die kamera. Seriously. Dis smile kom nou. Dis goeie nuus hier, dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Jy moet smile. Dis baie belangrik. Ja. Goed. Also, onthou julle nog ons het woord vitamines gehad. Het jy vanoggend jou vitamines gedrink kon, hè? Ja, ek onthou, ja. Ja. Wat Ons sal daar dan Jonas jou vitamines gedrink het vanoggend. Wat is vitamine? Dit help jou om gesond bly. Wat is gesond? Ons sal hulle vir God help dan nie. Okay, goed. So, woord vitamines. Nou, in die Amazing Race is ons woord vitamine. Dink jy dis ons woord vitamine? Die Bybel. Dis die Bybel. Okay, die woord. Selfs die Bybel. So ons vitamines is woord vitamines. Ons vitamines is woord vitamines. Dis die Bybel. So die Bybel maak dat ons lyf gesond bly, dis dat ons kan aanhou en aangaan. Dit bemoedig ons, dit help ons. Okay? So Psalm 119, as jy enig tyd het, gaan lees die hele Psalm 119, dis die langste hoofstuk in die Bybel. Nou dit is baie goed, baie van daai verse gaan oor die Bybel of oor die woord, hoe wonderlik dit is. Okay, so ons ken almal hierdie ding. Psalm 119 vers 105 wat sê, "U woord, dis nou die Bybel, is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad." En mens het dit uit die lig op die pad nodig nou. Veral as dit begin donker raak of jy weet nie hoe daar die pad nie. Ja, okay. Jou foon. Maar so, jou Bybel is op die foon. Duidelik. Sien plek dan, dit is jou. Moes gesê dat Staan, dit is. Okay, so dis in son, ons moet ons vitamines vat. Ons vitamines is die kyk na die kamera. En julle enthousiast klim, julle moet hulle opgewonde maak om na die Bybel te wil lees. Okay, goed, okay. Alright, so die volgende ding, ons moet ons Bybel lees, wat is die volgende ding ons moet doen? Bid elke dag. Bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Is dit opgewonde genoeg? Dit is opgewonde genoeg. Ons is opgewonde. Kom ons, voor ons gaan nou gebed. Jy weet, hier is nog een versie. Hier is nog een versie wat gaan oor die Bybel, oor die woord, nou. Dit sê, maar die wat in die woord van die Here sy vreugde vind, die dag en nag oordink, hy is soos 'n boom by waterstrome, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is verspillig en alles wat hy aanpak. Dis nie weer eens in die wys, die Bybel is daar net te help en te doen. Okay, so ons kon nou 'n gebed, het jy dit nou gesê vir gebed? So nog. Wat gedoen? Nee, haal nou asem. Asem in. Asem uit. As jy nie asem uit nie, gaan jy uitpaas. Asem uit. Okay, as al daai ene oefen. Okay. So die ding is, ons moet dit. Dit is ons asemhaling. As jy ophou asemhaal, gaan jy Amazing Race kan klaarmaak nie. So jy moet asemhaal. Dis belangrik. Okay. So gebed, dan ons in die Here praat en ons moet ontpraat en dit is ons asemhaling. Ons moet dit onthou. So 1 Tessalonisense 5 vers 7. Wat sê dit? Sê dit stadiger. Of is dit normaal, maar net hard? Gedierig. Bid gedierig. Dis lang vers, né? Ja. Bid gedierig. Dis ons gaan dit sê. Nou, dit sê presies wat jy moet doen. Jy dit? Bid gedierig. Gedierig bid. So. Dit is lekker. So as ek wil na die Here praat, dan hoef ek nie na my kamer te gaan nie. Ek kan enige plek en enige tyd met die Here praat. Dis cool. So as ons in die Amazing Race is en ons hardloop en ek raak moedeloos, hoef ek nie eens op te hardloop en in 'n kamer te gaan sit en te bid nie. Ek kan die hele tyd met die Here praat. Ja. Dis cool, nou. Dink julle dis cool? Want ek kyk nou nie. Ek weet nie, ek sien dat ons kinders daar agter. Okay, so, dit gedierig. Lees jou Bybel, dit gedierig. Ja, ons het klaar gesing. Goed. Ons kan wees daar. Nee, ons kan nie. Goed. Okay, spiere. Hierdie is baie spiere. Dit is baie keer is dit Hierdie is nou baie belangrik. Hierdie vers is nou 3 verse, maar julle, dit is baie cool verse.
So kom ons kyk of ons daarby kan uitkom. Goed. So het is amazing om te dink dat hy wil praat oor oefen en hardloop en al die dinge wat ons vandag doen. So hier is dit. Oefen jou lewe om in toewyding aan God te lewe. So, oefen om in toewyding aan God te lewe, dit beteken Om toegewyd aan God te lewe. ja, so oefening is belangrik, maar jou verhouding met die Here is belangrik. So, onthou jy ons beginpunt vir die amazing reis is wat nou doen ek met my? Hart vir hom gee. Nou, hart vir die Here gee. Okay, so dis baie belangrik. Anders gaan ons begin met die amazing reis nie. So, het jy al jou hart vir die Here gegee? Ja! Okay, ek ook, okay. Okay, het jy al jou hart vir die Here gegee? Ja! Dankie Boris. Okay. So, dis om te oefen is belangrik, maar my verhouding met die Here is baie belangrik. So, om jou liggaam te oefen, hier sê dit. Het waarde, dis belangrik. Dis goed, dis nodig, okay? Maar om in toewyding aan God te lewe, het groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe. Onthou wat kry ons, né? Aan die heel einde van ons as genade, as ons klaar maak met alles Lewe. die ewige lewe. Luister in die klas. Maar, Ja. ja, so die ding is, nou dit is cool. Die ewige lewe begin nou. In die sin van my verhouding met die Here en dat ek na die Here stap. So dit begin nou al. Okay, so dis nie net 'n ding wat ek een kant toe skuif nie. Dit begin nou al. So okay. So, hier's die ding. My verhouding met die Here is belangrik. Of dit is belangrik, maar verhouding met die Here is baie belangriker. Okay, goed. Nou, dan met hierdie vooruitsig span ons kragte en stry ons, so is ons styf. Ons stry nog steeds dat ons het hoop om die lewende God gevestig wat die verlosser is van alle mense. Sodat ons hou ons oë op die Here. Hou jy oë op die Here? Altyd. As jy moedeloos raak, hou jy op in die Here. Dink aan Jesus, hy het 'n baie moeilike pad gestap. So. Hou jy op die Here. Okay, goed, gaan aan. So dit is 1 Timoteus 4 vers 7 tot 10. Gaan kry in jou Bybel en onderstreep hom. Dis baie oulike verse daar. Kyk. Dan, goed. Hier is dit nou. In hierdie amazing reis, ek het dit gesê nou. Moet dit my. Dis 'n cool foto, né? Ja. Dis is hard cool. Kyk, dis baie mooi. Okay. So, in hierdie amazing reis moet ek my oop die Here hou. Ek moet nou die Bybel lees en ek moet dit ja, want dit maak dat ek nie moeg en moedeloos So as 'n mens nie moeg en moedeloos raak hier, dan moet jy lees jou Bybel bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Okay, jy nou happy. Ja. Dankie. So, dit is ons storie. En dit is tyd om nou nog te gaan oefen, Kobus. Ja, en Cornay, want môre gaan jy beter voel. Jy moet aanhou. Ja. Ek gaan maak. Ons sien julle volgende keer. Mooi dag. Bye.